Dis 'n voorreg wat ons vanoggend het om weer eens in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Jy weet, terwyl ek hierdie week besig is en baie dinge gebeur en 'n mense gedagte hardloop maar met jou rond baie keer en jy wonder soms dit waarmee ek nou besig is, gaan dit vir my goed of kwaad inhou. En weet jy, dis elke persoon se keuse in hierdie lewe hoe hy sy lewe wil lewe. Ek kan my kinders nie sê hoe hulle lewe moet lewe nie, al wil ek hoe graag. Ek kan my vrou nie verander en vir haar sê sy moet sekere goed los en sekere goed regbring nie, en so kan nie een van hulle my lewe vir my verander nie, dit is my keuse. En toe Jesus op aarde was, het hy 'n voorbeeld gestel vir al die mense. My pa sê, baie het hom gevolg oor die wonders en die tekens wat hy gedoen het. Maar baie het hom ook te nagekom, baie het hom ook probeer seermaak, baie mense het hom probeer doodmaak, sy eie volk, sy eie mense. En ons lees in die woord van die Here baie maal, dat Jesus Christus het vir die mense gesê, ek het nie gekom vir die heidene nie, maar ek het gekom vir my volk, dat hulle tot redding moet kom. Dit praat van die Jode. En ek lees in die woord van die Here, dat nie almal van Israel is Israel nie. Nie almal wat sê, Here, Here, gaan ingaan in die koninkryk van my Vader nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. En terwyl ek gisteroggend opstaan met 'n lied in my hart en die Here met my begin besig raak, en ek vra myself die vraag af, Henry, is jy op die plek waar die Here jou wil hê? En ek berei my goed voor en ek begin my skrif agtereen sit en ek maak nou voordat ek die kerk begin, maak ek die Bybel oop en ek wil net die vers vir u lees. 'n Paar verse lees. Voordat ek oorgaan en dit haak in by die skrif wat ek u wil lees. Hy sê in Johannes 10 vers 22, so enkele paar verse. Hy sê dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargange van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? Jesus het net gedoen waarvoor hy gekom het om te doen. Hy het siekes gesond gemaak, hy het krepels laat loop, by die melaatses laat afval. Hy het vir hulle 'n voorbeeld gelewe. Maar hulle het nie geluister nie. Hier vra hulle hom, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Waarom het hulle Jesus in hegtenis geneem? Want hulle het gesê, hy het omdat hy gesê het, hy is die Christus, dit wat hulle gesê het. Hy is die Seun van God. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Die werke wat ek doen, getuig van my, dat ek my Vader se kind is. Maar julle glo nie, want julle is nie my skape nie. Soos ek julle gesê het, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Hier sê hy vir die Jode, God se uitverkorene volk, julle is nie my skape nie, want julle luister nie na my stem nie. Baie keer as ek die woord van die Here oopmaak, dan kom ek op een som af en ek het dit al hoeveel keer gesê, God het nie behaag in offerande en offergawes nie, hy het behaag in gehoorsaamheid. Die hele skrif is deur God ingegee. En as ek die hele skrif nie kan gehoorsaam nie, het ek 'n probleem. Ons het baie slim redenasies en baie slim plannetjies en ag, na mate die tyd aanloop, nee, dit is nou nie dit was vir daai tyd gewees. Ag, ek wonder hoe sou Jesus geleef het as hy 2025 hier op aarde moes gewees het. Ag, dit sou seker maar aanvaarbaar gewees het. Dis mos die redenasie van die mense. Nee, Jesus het in die gemaklike tyd op aarde gekom. Weet jy, ek wil vir u sê, Jesus, die Seun van 'n lewende God, het elke toets deurgegaan wat ek en u deurgaan.
Hy het elke beproewing deurgegaan, want hy moes eerste gewees het in alles. Daarom is hy ook uit die dode opgewek. En hy sit langs God die Vader. En die woord van die Here sê vir ons duidelik, in Romeine 8, vers 14. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Vandag so daar vra ek myself die vraag af, word ek, Henry Warren, gelei deur die Gees van God? Vergeet die een wat om jou sit. Vergeet jou naaste. Vergeet jou slim redenasies vanoggend. En vra jouself die vraag af. Word ek gelei deur die Gees van God? Want ons almal sien onsself as kinders van God. Ons uiter die woorde, ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n kind van God. Ek het nou net vir julle gelees. Wat het Jesus vir sy uitverkorenes gesê? Julle is nie my skape nie, want julle luister nie na my stem nie. Wil ek weer vra, is ek regtig 'n kind van God? Word ek deur die Gees van die Here gelei, tydig en ontydig? Laat my lewenswandel 'n lig vir die wêreld daar buite. Ek het 'n enkele paar verse, verskillende skrifgedeeltes uitgehaal, wat ek vir u wil deel, wat gebeur, wanneer ek deur die Gees van die Here gelei. Nie wat ek dink en wat ek sê nie, net so 'n paar klein verse. Ek het een vers uit 'n stuk uit, en dan so twee uit 'n ander een, nie baie meer as dit nie, maar dit saambring 'n paar verse. Hy sê in Lukas 1 vers 15 sê hy, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. Johannes die Doper, toe die godheid vir sy vader sê, hy gaan gebore word. Sterk drank en wyn sal nooit oor sy lippe gaan nie, want hy sal vervul wees met die Heilige Gees van die skoot van sy moeder af. Hy gaan deur die Gees van God gelei word. Geen drank kan versamel word of kan saamgevat word met ek word deur die Gees van die Here gelei nie. Want drank en dronkheid, sê die skrif, daar lê losbandigheid in. En die Gees van die Here is nie losbandig nie. Sê ek het julle nie 'n gees van vrees en vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, selfbeheersing en liefde. Selfbeheersing en liefde. Dan loop ek met die bier in die hand, ek gee nie om vanoggend. Wie dink ek pik op hulle nie? Ek pik op niemand, ek bring vir die woord van die Here. As jy vanoggend raak geslaan word, moenie sê, daai pastoor pik op my nie. Sê, eina Here, vergewe my, ek is verkeerd. In die ou tyd, klink vir my net, dit gebeur onder die kleerlinge daai jare. Baie gehoor. Dan gaan die sonde uit. Dan spring hulle terwyl die preek opgaan en sê, eina, dis myne daai, en hulle gaan bekeer hulle voor God. Want hulle word deur die Gees van die Here oortuig van sonde en ongeregtigheid. Vandag, wanneer die woord van die Here uitgaan, ek het vir die skrif gelees, julle glo my nie, julle luister na my, want ek is nie julle vererder nie. Julle is nie my skape nie. Dan sit ons in ons hart en sê, wie's jy om vir my te sê, ek mag nie my biertjie vat. Terwyl die skrif sê, geen drinker. Moet ek weer vir u lees? Hy sê, want hy sal groot wees voor die Here. Drank
kan jy nie groot wees voor die Here nie. Praat nie voor die mens nie. Want wanneer ek groot is voor die mens, sê die skrif, dit wat vir die wêreld wys is vir God dwaas. Drank maak jou mos sterk. Ek het iemand wat van tyd tot tyd hier verby my loop. Hallo pastoor, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, dankie, daar gaan hy. Maar laat hy nou die dag so bietjie dronk is. So 'n paar wyne agter die blad het. Dan wil hy nou kom gesels. En dan wil hy hom nou bekeer. Want as hy wat praat, is die dronkheid wat praat. 'n ware kind van die Here luister en hy hoor die woord van die Here, gee 'n drinker en hy bekeer hom en hy los dit daar en dan. OK, so klaar met die drank. Ja, jy kan maar sê drank, maar jy kan al jou sonde daarby kan invloed. Rook, vloek, kom daarby. Lukas 1, vers 41 en 42 sê, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring, en Elisabeth is gevul met die Heilige Gees, en het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot. Toe sy gevul is met die Heilige Gees, toe gebeur daar iets in haar binneste. En sy begin die naam van die Here Jesus Christus groot maak, terwyl hy in die moederskoot van Maria was. Daar het 'n verandering in haar lewe gekom. Vandag loop die mense en sê ons almal weet wie Jesus Christus en ag, hy het vir my sondes aan die kruis gestop van Golgotha gesterf en dis waar dit bly. Geen verandering in my lewe om te sê ek verhoog hom nie. Ek lig hom op nie. So sonder die Heilige Gees kan jy nie waarlik Jesus Christus verheerlik nie. Lukas 2 vers 25 sê, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. Hierdie skrifte is alles nog voordat die Heilige Gees vir die wêreld gegee is. Ou Testament was daar 'n uitverkiesingsleer. Die konings was deur die Gees van God gelei, as ek dit so kan sê. En hier lees ons van hierdie man in die ou tyd. En die Gees van God was op hom en dit het hom vroom en opreg, as ek reg onthou. Regverdig. Maklik om te sê ek is 'n regverdige mens. Maar laat iemand een van my kinders te nakom en ek weet hulle is verkeerd. Dan kyk ons hoe regverdig is ons. Laat iemand die een vir wie jy lief is te nakom. En dan kyk ons hoe regverdig is jy. Nie die week lang praat ek met my vrou. Moenie ander mense gebruik as 'n verskoning. Want die Here sal altyd jou een vooruit wees. Jou skuld dat ek nie wil kerk toe gaan nie. Maar gaan jy na 'n ander kerk toe, gaan jy in 'n geval nie kerk toe, gaan die persoon in 'n geval nie kerk toe nie. Want nie almal van Israel is Israel nie. Regverdige man is regverdig voor God en voor die mens. Wat reg is aan hand van die woord van die Here, is reg vir jou, dis reg vir my, dis reg vir my huisgesin. En as dit verkeerd is, kan ek dit nie toelaat, omdat dit my kind is nie. Ek het so 2 of 3 Sondae terug vir u gelees, hy wat nie dit doen nie, maar ook self sy goedkeuring gee, so ek los maar my kinders dat hulle doen wat hulle wil, want
Hulle is nie meer my kinders, hulle is nie meer my huis nie, ek kan hulle nie meer teregwys nie, hulle luister reg op my. Maar hoe ver is ek bereid om uit te staan vir die Here terwyl ek ruk terug met 'n persoon praat? En hy sê ek bid vir die redding van my kinders se siele. En terwyl ek bid, ondersteun ek hulle wanneer hulle drank drink. Hulle kom drink hulle drank nog in my huis, want hulle is mos volwasse. Maar ek bid vir die redding van hulle siele. Hy sê, toe ek my voet neersit, toe veroorsaak het dat my kinders minder sien. Sê ek, jy kom drink nie weer in my huis, want ek laat dit nie toe. Jy nooi my nie na 'n partytjie toe, wanneer jy gaan drink en gepaarty wees nie, want dit is teen my geloof. Die woord van die Here sê geen niks van die sonde en ongeregtigheid van die koninkryk van God beerwe. Hy sê dit veroorsaak dat ek my kinders minder sien. Hou op bid vir die redding van jou kinders se siele. Begin die voorbeeld wees wat jou kinders kan volg. En sê ek is nie 'n tweedragtige man nie, maar ek staan eendragtig vir Christus. Nie baie lank daarna nie. Ek praat van nog in hierdie jaar. Kom die persoon by my, sê het jy gehoor? My seun het sy hart vir die Here gegee. Want die pa het besluit, ek kan nie tweedragtige lewe nie. As dit verkeerd is vir my, kan ek my kinders nie toelaat om dit onder my dak te doen nie. Hy sê, my seun het sy hart vir die Here gegee, en ek sien die blydskap op daai ma en pa se gesig. Want daar's iemand wat gehoorsaam geraak het. Regverdig. Is verkeerd vir jou, is verkeerd vir die sondaar, is verkeerd vir my. Gee nie om of jy hoe lief is vir jou nie. Weet jy wat, die mense verstaan nie liefde nie. Ek luister na wat mense praat oor liefde. Ek wil nie jou gevoelens seermaak. Waarom sê ek nie vir jou die goed? Ek sê dit op 'n mooi manier. Die ou dae. Ek hou van die ou dae. Die ou dae is te mooi. Het die Here nie gesê, ag broedertjie, wil jy jou graag bekeer vir my nie, want ek is lief vir jou. Hy het gesê, o gruwel, kom uit en bekeer jou voor 'n lewende God. Jy was met jou sonde en al by die kerk uitgegooi. As jy opreg was, het jy teruggekry. En jou hart voor die Here uitbely. God het nie 'n probleem met die mens nie. Hy het 'n probleem met die sonde en die ongeregtigheid van die mense. Vandag sit ons die kerke vol met sonde en ongeregtigheid. Dan sê ons word deur die Heilige Gees van die Here gelei. Ek is 'n kind van God. As ek die woorde sê, ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n kind van God. Sê ek indirek, ek word deur die Gees van die Here gelei. Tyd terug gaan ek en my vrou deur 'n lering. En die persoon wat ons die lering gee, uiter die woorde, en dit lê altyd hier by my. Hoe naby is dit om te laster teen die Heilige Gees? Ons kom daarby. Ons kan ons sê wat ek wil, kan optree soos ek wil. Dan betrek ek die Heilige Gees daarbey. En dit is laster teen die Heilige Gees. Nee, ek het nie die Heilige Gees gevloek nie. Jou dade doen. Lukas 3, vers 22 en 23 sê, en die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom en gesê, U is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, en die skrif praat van Jesus Christus. Vers 23 sê, en Jesus was omtrent 30 jaar oud, toe hy begin leer het. En hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, en van Eli, en dan gaan die hele geslagsregister aan. Jesus Christus, die seun van 'n lewende God, wat in hierdie wêreld gekom het, dat die wêreld deur hom gered kan word, het nie begin predik
voordat hy die Heilige Gees ontvang het nie. Om seker te wees, God loop met hom op pad. Sy Vader is daar. Vandag gaan jy mos deur 'n kweekskool. Jy moet 'n pastorale opleiding hê. En dan kyk jy mense, in watse plek ek jou in 'n bediening gaan sit. En dan as jy in die bediening, maar jy's nooit deur God geroep om 'n leraar te wees nie. Jy het besluit, nou, ek het my redenasie en sê ek die mense is te lui om te werk. Dit is te lekker om te sit. Dan dink ons nie 'n pastoor werk is lekker. Hoe kry jy smile op jou gesig daai? Hulle is te lui om te werk. Dan word hulle pastoor want hulle net nodig om Sondag aand en Sondagoggend die woord te bring. Hulle het net nodig om miskien op 'n Woensdag aand te bid hier te lei. En dis dit. Niks van die Gees van die Here wat hulle lei, al is hulle buite in die buiteste wêreld, om te sê ek moet 'n lig wees vir hierdie wêreld nie. Word hulle regtig deur die Gees van God gelei? Sorry, ek is jammer, ek glo nie so nie. Want as ek deur die Gees van die Here gelei word, en die wêreld daar buite van kan getuig, daar loop 'n man van God, daar loop 'n vrou van God. Daar loop iemand wat deur die Gees van die Here gelei word. Weet jy, die ou ware godsmanne het nie gewerk nie. Hulle werk was om die naam van die Here te verheerlik. En toe ons opgelei is, toe sê ons pastoor vir ons, om Sondag diens te hou, Woensdae bidure te hou, is 10% van die bediening. 90% van die bediening lê daar buite, om te voorskyn, om te doen, dit wat God jou van verwag. Dit is lekker as iemand, ek het al myself gekry, dan staan ek met 'n paar pastore en praat, dan kom daar iemand wat siek is, hy is nie skaam nie, sommer daar binne in die straat, hy sê, laat ons vir julle bid. Dan kyk ek myself, my vriend kom so nou en dan nie by my stop en sê, bid vir my. Dan kry ek nog 'n bietjie skaam om vir hom te bid, want wat moet ek vir hom bid? Waar is die Gees van die Here? Wat moet sy slaan hierdie spyker op die kop? Terwyl jy bid, slaan daai spyker op die kop. En so kan daai persoon tot bekering kom. Nee, ek kry skaam om vir hom te bid. Ons gaan verder. Nadat Jesus gedoop is, die Seun van God, die skrif sê, hy het hom 'n naam bo alle name gegee. Heilig, regverdig, alles wat goed is was in hom te kry, terwyl hulle vandag allerhande nonsens verkoop en sê, Jesus kon dit en dit en dit gewees het. Terwyl my skrif my leer, hy is heilig, hy is die Seun van 'n lewende God. Nadat hy gedoop is, kom, ons lees in Lukas 4, vers 1 en 2. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, dus nadat hy die Heilige Gees ontvang het. En is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy vir 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in daardie dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Ek ken die hele verhaal. Wat Lucifer hier voor Jesus kom staan, Christus. En vir hom sê, ek sal jou alles gee as jy net voor my neerbuig. Ek sal jou alles gee. Wanneer ek deur die Heilige Gees gelei word, soek ek nie onder versoeking nie, maar ek in die krag van die Here Jesus Christus deel van my lewe, wat sê ek weerstaan jou in die naam van Christus, en jy sal van my wegvlug.
terwyl die skrif sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Hy is nie vrygespring nie. En nadat hy die versoeking deurstaan het, het die duiwel vir 'n tyd lank van hom al weggevlug. Nie vir altyd nie, 'n tyd lank. OK? So wanneer ek deur die Heilige Gees gelei word, kan ek die versoeking weerstaan. Want ek word deur die Gees van die Here gelei. As ek soek onder versoeking, gaan ek vir die antwoord gee. Nou. Lukas 12 vers 12 sê, want die Heilige Gees sal jou in dieselfde uur leer wat jy moet sê. Hy sê, wanneer jy in die hof is, of waar ook al jy is, ek wil hierdie skrif net vat, en ek wil hom veralgemeen oor die lewenswandel. Ek het nou net vir u gesê, as my vriend my vra om vir hom te bid daar buite, dan weet ek nie hoe om die spyker op die kop te slaan, dat ek tot bekering kan kom nie. Hier sê die skrif, maar die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. As ek deur die Gees van die Here gelei word, 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, kan ek mos nie praat soos ek wil nie. Kan ek mos nie vloektaal in my lewe toelaat nie. Ek kan nie kindertaal in my lewe toelaat nie. Ek kan nie toelaat dat die waarheid verdraai word en 'n leuen word nie. Want ek word deur die Gees van die Here gelei. Die Heilige Gees. Verstaan nie wat ek sê? Hoe praat ek? Hoeveel keer gebruik ek 'n wit lintjie? Dan trek ek hom wit klere aan en sê, ag, ek moes dit doen om my kinders te beskerm. Ag, ek moes dit doen, dat, die waarheid sal hulle darm masseer. Skrif sê, die waarheid sal jou vry maak, nie seer maak nie. So wanneer ek deur die Gees van die Here gelei word, sal die Heilige Gees vir my sê, wat ek moet sê. Christus Jesus het gesê, ek doen niks. Ek sê niks, as ek dit nie van my Vader in die hemel ontvang het, om te sê nie. Die antwoord lê in die woord van die Here. Vandag sit ons hier om ons weeg onsself op die weegskaal. Ons ou tyd toe ek in die kerk groot geword het, het ons 'n weegskaal as 'n platform gehad. 'n pulpit. Wat is dit? Preekstoel. En die weegskaal het daar gestaan. En die weegskaal was nie net daar vir 'n mooi pulpit nie. 'n Mooi preekstoel nie. As ek opreg was met die Here Jesus Christus, het ek daai weegskaal gekyk en ek het myself op die weegskaal gesit, want die skrif sê, jy was geweeg, maar te lig bevind. As ek myself weeg vandag, my hele lewenswandel deur tot en met vandag toe, kan ek regtig sê ek word deur die Gees van die Here gelei? Toe ek gisteroggend wakker word, en daar's 'n persoon in my droom gewees, en ek was by 'n groot plek. Nou ek is panelbeater en 'n spruitpainter en ek like polishwerk en ek like dit. En ek soek iets wat ek vir die persoon moet gee. Weet nie of dit 'n kompressor was nie, want ek was by 'n kompressor en toe wil ek nie hom gee nie, en toe kom ek by 'n polishmasjien. En terwyl ek hierdie kas oopmaak en ek sien so lang dun gaatjie so teer. En ek kan amper nie daar deurkom nie, kom my liedjie by my come Holy Spirit I need. En ek begin sing in my drome. En die persoon begin na rukkie saam sing. En ek sê vir my vrou, sy kom daar en sy kyk en
Sy is begin siek ook Samsung, maar dit weer galm daai hele gebou deur. Come Holy Spirit, I need thee. Here, ek het die gees van die Here nodig, tydig en ontydig in my lewe. Wanneer ek besig is met hierdie wêreld daar buite, het ek die gees van die Here nodig om my te leer, om my te lei in alle waarheid. Ek kan nie sonder die Heilige Gees gaan nie, en ek word wakker, en daai lied is al heel dag in my hart. Come Holy Spirit, I need thee. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. En ek vra myself die vraag of Henry Warren. Word jy gelei deur die Gees van die Here wanneer jy besig is met wat ook al? En ek kom agter, ek moet my hand in my eie boesem steek. Sê Here, kyk. Of vanoggend vir die vrou, hoe lank nog sien jy kans om 'n val en opstaan lewe te lewe? Ek het 'n enkele paar versies vir jou uitgehaal. Die probleem is vandag se lewe. Ons word te veel geleer deur die lewenswandel van mense op die verkeerde maniere. Johannes 1 vers 33 sê: En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal, op hom, dit is hy wat met die Heilige Gees sal doop. Ons sit ongelukkig vandag in die kerke wêreld. Niemand het 'n verhouding met die Here nie. Luister mooi wat ek sê. Maar ons weet hoe om tale te praat, want ons word geleer om tale te praat. Ons weet hoe om die Heilige Gees na te speel, want ek het in die kerk groot geword. Onthou toe ek so klein seentjie was, het ons altyd gespeel, kerk. Want dit was wat ek gewoond was. Dan preek jy daarvoor. En boeties en sissies moet luister, as ek maar net geluister het, of as ek maar net die waarheid gepraat het, dan was dit dalk 'n verandering in ons almal se lewe gewees. Jy word geleer wat dit is. Ek het gehoor predikers sê, ek sal vir jou 'n diens kan hou. As jy nie die Gees van die Here het, wat jou leer en lei in alle waarheid nie, sal jy daar uitstap en sê, joh, dit was 'n geesgevulde diens gewees. Dan was alles uit myself uit, want ek het dit aangeleer. Ek weet hoe dit werk. Vandag sit ons in die kerke. Ons weet hoe dit werk. Het is 'n gedaante van godsaligheid geword, maar die krag daarvan verloor. Daar's geen ander manier om die Heilige Gees te ontvang. Luister maar. Jy kan dit nie aanleer nie. Dis vals. Jy kan dit maar namaak tot jou dood toe, jy sal hel toe gaan. Jy kan dit nie koop nie. Dink as Paulus hulle wat besig was om die evangelie te gee en hulle die mense doop in die Heilige Gees en hierdie persoon kom en hy wil geld aanbied want hy wil op daai krag hê. Jy kan dit nie koop. Ek kan vir jou die hande op lê. Jy kan dit nie kry as jy jou nie eers bekeer het voor die Here Jesus Christus nie, want Johannes het gedoop met die doop tot bekering. En hy sê, die skrif sê, en hy wat na my kom, hy met wie ek die Gees sien neerdal het, en
13 vers 26 sê: maar die Trooster, die Heilige Gees, wat my Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Terwyl ek die bierborrel vat en ek sê ek word gelei deur die Heilige Gees. Waar is die Heilige Gees om dan vir my te sê, sit daai bierborrel neer? Terwyl die vrouens besig is om hulle naels te paint. Want ek moet na myself kyk, ek moet nog was 'n image wat ek moet uithaal. Waar is die Heilige Gees wat vir jou sê, jy's besig met die werke van die bose? Maar ons word deur die Gees van die Here gelei. Wanneer die mans besig is om na ander vrouens te kyk, waar is die Heilige Gees wat vir jou sê, as jy na 'n vrou kyk en op begeer, het jy al klaar in jou hart egbreek gepleeg? Waar is dit? Maar ons word deur die Heilige Gees gelei. Ons kan nie die Heilige Gees namaak nie. Ons kan dit nie vervals nie. Ek kan nie maak of ek deur die Gees van die Here gelei word, want Sondag is ek bo in die troon van die hemel nie. En so Maandag vat ek by die werk, is alles in 'n gemors. Ek sê vandag hierdie woord nie net vir u nie. Dis tweesnydende swaard, dit sny terug na my toe. Waar is ek? Wanneer die Here Jesus Christus op my knoppie wil druk om iets vir sy naam te doen, waarmee vind hy my besig? Ja, maar ek kan nie meer, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Jy weet in die tyd wat ons in lewe, is daar soveel angs, soveel vrees, soveel probleme. Ag, Here, wat nou? Skrif moet vervul word. Hy sê, baie sal in harte beswyk, wens die vrees wat oor die wêreld gaan kom. Terwyl die kind van die Here veronderstel is om te weet, hy het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Koning Dawid sê, al staan ek in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want u stok en u staf die vertroos my. Hoe lyk ek voor die Here vanoggend? Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in die Here in Jerusalem, sowel as in die hele Juda en Samaria tot aan die uiterste van die aarde toe. Hoe is ek 'n getuie van die Here Jesus Christus? As ek die skrif wat hy my gegee het, nie kan gehoorsaam nie. Word ek dan regtig deur die Gees van die Here gelei? Hierdie Bybel is een van die boeke wat geopen gaan word. Wil hom hier neersit en hom sien. Ek het so tyd terug vir u gevra, is die skrif die waarheid? Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, is dit die waarheid? Toe sê hy vir my ja. Maar vanoggend vir u sê, as ek ietsie uithaal, is dit nie meer die waarheid nie. Dan is dit fiksie.
Al haal ek dit uit deur my lewenswandel. My oupa, eendag die Bybel gevat. En hy sê, maar hierdie skrifwerk moes nie vir julle net toe so vat toe. Nou, sy grip in sy hand was seker baie sterk, toe skeer hy die bladsy. Toe's die hele gemeente kwaad vir hom. Want hoe kan jy die Bybel skeer? Toe wil hulle hom nie meer in die kerk hê nie. Weet jy wat? As die gemeente net geluister het wat hy sê, het hulle voor God bekeer. Daarom sit hulle vandag nog in die trek van hierdie lewe en hulle dink hulle word deur die Gees van die Here gelei. Daar's een manier om die Heilige Gees te kry. In die eerste plek, oortuig die Heilige Gees jou van sonde en ongeregtigheid. So ek moet tot bekering kom. Ek moet moeg raak vir ou Henry Warren. Nou, dis my vreeslik snaaks. Ons weet hoe om iemand uit ons lewe uit te skuif en sê, die persoon bestaan nie meer vir my nie. Want hy het my seer gemaak. Ons weet hoe dit doen. Maar weet jy wat is die moeilikste ding om te doen? Is om die ou Henry Warren ook een kant te skuif en sê, bestaan nie meer nie, want jy veroorsaak dat ek in die hel beland. Ek moet die ou Henry Warren afsterwe. Ek moet my bekeer voor God. Ek moet aangaan en sê, Here, hy sê aan almal wat hom aangeneem het, aan die het hy mag gegee om 'n kind van God te word. En soos ek besig is om kind van die Here te word, kom ek naderhand op 'n stadium wat ek die skrif ondersoek. Dan sê hy ons wat sleg is. Wat ek die skrif lees, Lukas 11 vers 13 sê, as julle dan wat sleg is, weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid nie? Vra die Here. Dan moet ek die skrif lees en ek kom agter, Here, die Heilige Gees gaan my van die sonde beskerm. Die Heilige Gees gaan my woorde in my mond lê. As ek nie weet wat om te sê nie, dan kom die Heilige Gees en hy sê dit deur my. Die Heilige Gees bring lewe in my binneste. Die Heilige Gees laat toe dat ek die liefde van Christus kan uitskyn aan die wêreld. En ek het nêrens in die hele Bybel gelees dat Jesus Christus enige sonde weggepraat het nie. Hy het gesê, gaan weg en sondig nie meer nie. Dat daar iets groters oor jou kom nie. Dit is liefde. Hy het nêrens gesê, ag my boetie, of ag my sussie, ag die Here verstaan nie. Hy het gesê, gaan nie van hom weg en sondig nie meer nie. Daar moet 'n totale verandering in my lewe kom. Dan roep ek die Here aan en sê, Here, I need the Holy Spirit. Ek het die Heilige Gees nodig in my lewe, soos nog nooit van tevore nie, om my te leer, om my te lei in alle waarheid. Here, ek kan nie sonder die Heilige Gees nie, en ek maak seker, oral waar ek gaan, bly ek in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Vandag wil ek met hierdie woord afsluit vir die vrou, hoe lank nog sien jy kans om aan te gaan met jou lewe soos jy aangaan. Ek kan vir die mense rad voor die oog sit. Almal laat dink, hy is so wonderlik. Ag, hy is so 'n perfekte mens. Christus kyk verby alles. En Jesus het vir sy mense gesê, julle glo my nie. Julle is nie my skape nie. Ek is nie julle herder nie. Sê wat my skape luister na my stem. En ek is 'n herder vir hulle. My skape hoor wanneer ek hulle roep. Hulle ken my stem. Dan kom ek agter, ek sit in die kerk, maar die stem wat uitgaan, is nie die Heilige Gees gedrewe van die Here nie. Dit is sommer net 'n nagemaakte predikant. Want ons wil mos die hogere woorde hê. Jy weet, die predikante leer mos aan om te praat. Dat dit geestelik kan.
Jy kan die gees van die Here nie namaak in jou stem. Jare terug sit ek in 'n jeugdiens. Die Here het my geroep om vir die Here te gaan werk in 'n jeugdiens. Ek glo jeugdienste is kerkdienste, nie speelietjies wat vandag gebeur nie. En daar's klomp pastore. En elkeen kry die aand 'n kans om iets te sê. En dan wanneer hy opstaan, dan bring hy die woord van die Here. Hy lees 'n skrif, ja. En hy praat. Maar dit wat hy praat, is uit homself. Luister mooi, ek sê pastore. Nie die jeugmense nie, predikante, pastore. Nie jeugleiers nie, pastore. Dan kom die ander een en hy kry 'n kans om iets te sê en dink hulle was seker so 4 of 5. Maar die laaste persoon staan op. Toe hy agter daai mic klim. Kom jy agter hierdie man leer nie soos 'n skrifgeleerde nie, maar hy leer soos 'n man met gesag van 'n lewende God, want hy word deur die Heilige Gees gelei. Hoe lank nog wil jy 'n image voorhou? Hoe lank nog wil jy iets wees? Sê die skrif nie, jy moet niks word, dat die Christus in jou meer kan word nie. Jy moet sê, Here, ek is niks nie, maar laat hierdie wêreld by Jesus Christus uitkom. En toe hy daai mic vat en hy begin die woord van die Here bring, dis die gesag van die Here daai gebou vol. Het dit die tyd geword dat ons soek na die Gees van die Here om ons te lei, tydig en ontydig nie. Ja, die funksie van die Heilige Gees is om my te leer en te lei in alle waarheid. Ek het niemand nodig om my te leer. Maar ek wil vanoggend vir u vra, het jy regtig die Heilige Gees deel van jou lewe by die werk, in die dorp, selfs daar wanneer jy alleenig is en niemand jou sien. Waarmee hou jy jou besig? Die skrif sê, waarmee gaan hy ons besig vind die dag wanneer hy terugkom? Tot sover hy die woord van die Here het. Ek wil vir sê, daai liedjie wat sê, Come Holy Spirit, I need thee. Ek het hom nodig meer en meer in my lewe. En die gebed van my hart is, Here, gee vir ons die Heilige Gees soos nog nooit van tevore nie. Ons het dit nodig. As jy vandag na die woord geluister het en jy luister na wat Henry Warren sê, gaan jy weggaan en dit gaan vir jou geen waarde inhou nie. Maar wanneer jy geluister het na wat die Heilige Gees vir jou wil sê, wil hy jou oortuig van sonde en ongeregtigheid, laat hom toe. Begin luister na die stem. Wil hy jou leer om net minder te praat, luister. Wil hy jou leer om die regte woorde te sê op die regte tyd, dan is dit deur die Gees van die Here gelei. Dan is dit woorde wat nie in die wind is nie. Want die Gees van die Here trek mense nader. Stoot nie mense weg nie. Tot sover uit die woord van die Here uit. Kom ons staan. Gaan ons hierdie diens afsluit. Here, vanoggend staan ek in hierdie gebou en ek erken ek het U nodig. Here, ek erken ek het die Gees van die Here nodig in my lewe. Terwyl ons hierdie lewenswandel lewe, Here, is al soveel tekorte in ons lewe, maar ek wil vanoggend bid, Here, wil U die Gees van die Here nie vir die gee wat vanoggend uitroep en sê ek het die Heilige Gees nodig nie. Die skrif sê, as jy die Heilige Gees soek, bid dit van die Vader, en ons bid vanoggend, Here, gee vir ons die Heilige Gees om ons te leer en te lei in alle waarheid, want die Gees van die Here bring lewe, die Gees van die Here bring vrede, die Gees van die Here bring 'n oorvloed van blydskap, en die feit blydskap nie, maar blydskap van die Here. Ek wil bid, Here, waar die woord vanoggend sy gang gaan, elke hoorder wat dit sal hoor, Here, dat die Gees van die Here die naprediker sal wees, dat die Gees van die Here sal oortuig, Here. Ek bid dit nie vanoggend omdat ek dit verdien nie, maar ek vra dit vanoggend in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanoggend bid vir elke kerksending en genootskap waar die waarheid van die woord van die Here
Here, verkondig word, Here, wil U nie daar werke soos U wil nie. Ek dank die Here vir teekanting. Ek dank die Here vir die woord wat vir ons gesê het. Julle sal vervolg word ter wille van my name. En sê vir my, daar's manne en vroue daar buite wat staan vir die waarheid. Dankie Here dat ek weet, U sal hulle die woorde gee. En dit nie nodig om te twyfel en te weet, U is met hulle. En al kry ons niks in hierdie wêreld nie, maar ons het Christus as gewins, dan het ons alles gekry. Ek wil bid, Here, vandag ons hou vir ons onder die bloed, in hierdie week wat voorlê. Ek wil bid vir die kinders van die Here. Here, wat in hierdie stadium in siekte vasgevang is, wil ek bid, Here, wil U die krankes gesond maak, in die naam van Jesus Christus nie. Wil U nie vanoggend die bande breek van Lucifer en sy trawante. Here, dat U naam verheerlik kan word, soos net U alleenige kan doen. Ek bid dit nie vanoggend omdat ek enigiets verdien nie, maar ek vra, Here, ons het U nodig. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het U leiding nodig. Want sonder U gaan ons nie hemel maak nie. Maar ek bid weer vandag, ons hou vir ons onder die bloed. Bring ons weer op U bestemde tyd by mekaar. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.